Ons het hierdie naweek saam met my seun deelgeneem aan sy heel eerste perdeskou. Ek sê saam nie omdat ek en my man ook fisies op die perd was nie, maar omdat dit gevoel het asof ek ook aan my eerste skou deelneem, so gespanne was ek. Ek het daardie nag voor die tyd wakker gelê en gebid dat God net my kind moet laat ontspan en veilig hou. Want my seun het die donderdag voor die Vrydagse skou hard van die perd afgeval en ek kon ook die spanning voor die Vrydagse kompetisie by hom aanvoel. Maar toe gebeur die wonderlikste ding. Ons span het die spanning help dra. God het deur die afrigters, die kinders, die ouers, die ander ondersteuners van ons klein reiskooltjie my gebed verhoor. Want dit het vir my gevoel of God sy draadjies van omgee en ondersteuning tussen al ons ouers en deelnemers gespan het. En of daardie draadjies soos kokonne rondom ons en ons kinders gevou het. Met deernis is die kinders ondersteun en aangemoedig. Selfs al was hulle bang, selfs al het hulle foute gemaak. Ja, daar was partykeer 'n bietjie gestry, 'n bietjie geraas, selfs 'n bietjie gehuil, maar die heeltyd het ek die kokon van omgee beleef. En uiteindelik het ek besef wat dit beteken om 'n span te wees. 'n Span is nie altyd daar om op die dag die beste te wees nie. Maar 'n span is daar om te help sodat jy op die dag jou beste kan wees. Al is dit dalk om net daardie dag die baan klaar te maak, al is dit om net op die perd te bly. Al is dit om te besef, ek het 'n fout gemaak, maar dis oukei. Ek sal volgende keer beter voorberei. Dit gebeur egter net as jou span se kokon rondom jou bly en die spanning van daardie draadjies altyd sagte, maar ferm draadjies van omgee bly. Wanneer spanning en druk daardie draadjies te styf begin span, gebeur twee dinge. Ons almal weet dat selfs 'n dun garing draadjie jou kan sny as dit styf gespan is. En net daarna breek die draad. 'n Span bloei en breek as ons toelaat dat druk en spanning te styf tussen ons begin word. Dit gebeur wanneer ons doel vergeet, wanneer ons ten alle koste die beste wil wees en nie sodat elkeen op die dag sy of haar beste kan wees tot eer van God nie. Jesus se span het gebreek, uit mekaar uitgespat die dag toe hy gekruisig is, want hulle het hulle doel verloor. En mense het dit amper verwag, want sonder Jesus het hulle niks in gemeen gehad nie. Hulle was van verskillende beroepe, van verskillende politieke sienings, verskillende stande van die samelewing. Maar na Jesus se opstanding, span hy weer sy kokon rondom hulle. Gee hy vir hulle 'n nuwe doel. En selfs na sy hemelvaart verloor hulle nie weer hulle doel nie. Ons lees in Handelinge 1 vers 12 tot 15 hoe al die disippels en al Jesus se volgelinge wat weggehardloop het met sy kruisiging en selfs sy eie familie wat aanvanklik so skepties oor hom was, 'n nuwe span, 'n geloofspan vorm. En 12 disippels word 120 gelowiges wat eensgesind saam wag en saam bid en saam lag en saam leef as 'n span van Jesus volgelinge. Hierdie span het nie gespanne nie, maar opgewonde gewag op die geskenk van die Gees binne die kokon van omgee en ondersteuning. Binne die kokon van God se liefde. Mag ons dan in ons gesinspan, in ons sportspan, in ons geloofspan, die drade styf genoeg span om mekaar te dra, maar sag genoeg om mekaar nie seer te maak nie. Om toe te laat dat elkeen sy of haar beste kan wees, tot eer van God.
Luister nou na die gedig. Jy probeer nie hard genoeg nie. Solank jy net wen, my kind. 'n Snaar gespan tot breekpunt. Ons doen dit vir die span. Spanning sny deur vriende. Trek mondhoeke af en kele toe. Spanning is nie saamspan nie. Maar ons doen dit vir die span. Is dit vir die span? As kinders breek en bloei. Vat een vir die span. As trane oor die wange vloei. Ontspan vir my. Haal asem. God se span werk anders. Hier span ons omgee rondom jou. Dit maak die spanning draaglik. Hier tel ons op en bid ons saam, want ons drade dra mekaar. In 'n vangnet van genade, vat ons hande in Jesus naam.